hier, maar so is daai ding om aan te doen voor die Okay. Iemand daai Ja. nie te naby aan die Maar dan moet die een. Nee, maar nie een van hulle. Asa julle, dit is tyd om te begin. Baie welkom. Ek is baie bly vir almal van julle wat vanmôre saam met ons is. Julle weet almal ons is redelik nuut in hierdie gebou. Die vorige gemeente wat ons was, so die kennis gegee en ons kerk, my gemeente is Amanda Sif, so ons is besig om daaroor te gee na ouens wat minder grys is as ek. En baie goed in Engels is, so ek het iewers in die tou gestaan, heel agter toe hulle sien met Engels spreek. Ek dink die Here het maar 'n doel met alles. So my het my nou hier gesit, so ons begin hier so, maar baie welkom. Ek is baie dankbaar julle is almal saam met ons vanmôre hierso. Ons gaan staan en dan gaan ons net open en die Here vertrou ook om so saam met ons in die diens te wees. Ek gaan in ons openingsgebed is daar net so 5 of 6 punte wat ek nou die dag vir die ouens deurgegee het om te bid oor. Ons wil baie graag 'n gemeente bevestig. Nie op kerkgroei beginsels nie. Ek ken al daai goed vir baie jare, ek is 36 jaar in hierdie bedryf. En ek weet ek het tot die slotsom gekom dat die krag van gebed kan nooit vervang word met enige ander stelsel en programme nie. So ons wil mense hier kry of ons wil eintlik 'n gemeente hier stig wat hulle tyd uitkoop in gebed. So ons gaan lekker saam bid en dan gaan ons net direk daarna, so by die eerste lied kan iemand sommer net die tiendes en die offergawe wat nie voel jy wil vanmôre gee, sommer hierdie mandjies van ingooi. Ek dink ek moet die mandjies groter maak want dit lyk nie voor dat jy op ou mens geloof het. Jy kan nie glo nie, dis die eerste is dat ek wil kry ons mandjies soek. Die goed is ongelooflik, hier 'n groot mandjie kos oor die 600 een. So ons daar by die ander gemeente lekker groot mandjies, maar die Here is getrou. So kom ons staan en dan gaan ons net oop en dan gaan ek so deur een of twee van die punte bid. As nie so die gebedstaat is hier voor, as nie baie oor nie, maar daar is as jy van dit wil hê. So ons gemeente se naam is nêrens nog 'n naam op die gebou nie, op hierdie op die erko is nie, ons is besig om te begin en te werk aan. So ons noem onsself eintlik G&D bedieninge, of G&D, so die G&D staan gemaak disipels. My hart is 'n disipelmaking, so ons het elke Sondag aand het ons 'n disipelskapskool vir die afgelope jaar en 'n half al, waar daar vir hierdie jaar so 40 ouens deur daai kursus gegaan het. En so ek wil jou uitnooi op 'n Sondag aand, ons is so half 6 by mekaar. Dan hou ons die kerk nie, dan rus ek julle toe in koninkryksbeginsels. So dit is waaroor dit gaan. Hoe om in die koninkryk te leef, ken God, beleef God en leer God, is die drie, of eintlik ken God, en dan jouself ook leer ken en dan God beleef, dan jy God uitleef. So dis die 4 areas waar ons fokus. So ek wil jou uitnooi asseblief kom gerus, dit gaan vir jou van groot waarde wees. Ons sien dat die Here is besig om die program baie ernstig te gebruik. Ons het sending 'n persoon in die ander gemeente het 1400 van die handleidings het hulle Malawi toegevat wat vertaal is in Malawi se eie taal. En daar so 50 pastore oor kerkgrense hier na Sotterloops Katoliek daar, wat ons in die eerste fase opgerig het of opgelei het, en hulle het teruggekom en gesê, hoorie, so ons wil die volgende fase van die opleiding vat. So en dit is net fenomenaal om te sien wat die Here daar doen, ook so in Zimbabwe. Ons het so 15 gemeentes daai kant dit ons gedoen. So ons vertrou die Here ook vir 'n deurbraak daar. Kom ons staan net so, dan open ons en ons vra die Here om met ons te wees. Vader, ons dank U vir die goedheid en die guns. Ons dank U vir alles wat U vir elkeen van ons doen. En Here, dikwels as ons so na die lewe kyk, dan sien ons ook die swaar van die lewe in mense se lewens. Ons ervaar dit dikwels in ons eie lewe. Maar wanneer ons, Here, na die seëninge kyk wat ons elke dag uit U hand uit ontvang, dan is ons bewus van die feit, Here, dat U ons so ryklik seën in alles wat ons het en alles wat ons doen. Ons eer U daarvoor, Here. En ons wil U sê dankie dat U elke dag met ons is. Dankie dat U naam, Here, oor
ons uitgeroep is. Dankie Here Jesus dat ons in hierdie oomblikke net hier kan stil word voor die troon van die Here en die naam kan eer en die naam kan loof. En Here, een van die gebedspuntjies wat ons op hierdie blaadjie gesit het 'n paar weke gelede, Here, is om te bid vir 'n gees van gebed. En Here, in Suid-Afrika het ons dit so nodig. Ek wil bid, Here, dat die oorblyfsel van die kinders wat in hierdie land oorgebly het, dat U hulle bymekaar sal bring, Here, en dat die gebedsnetwerk reg oor die land sal vestig hier in Suid-Afrika. Here, ons het in 2012 hier 'n maatskappy gestig rondom die herlewingsding, ons het baie jare daaroor gebid. En ons is steeds besig om dit te doen en U gaan deurbreek in hierdie land en ek weet dit. En ons bid, Here, dat U vir ons genade sal gee dat daar 'n magtige vuur van gebed, Here, sal kom in U kerk dwars oor verskillende denominasiegrense heen. Here, in die charismatiese wêreld en in die Pinksterwêreld en die gereformeerde wêreld. Here, dat daar 'n gesindheid sal kom en 'n bewustheid dat sonder God kan ons niks doen nie. En ek wil bid, Here, dat U ons sal help om deur te breek in die krag van die Heilige Gees. Here, ons loof U en ons eer U. Dankie vir almal wat vanmôre gekom het. Ek wil bid dat hulle ook so in hierdie Vrouedagdiens, Here, sal geniet dit wat U vanmôre, Here, deur so Amanda met ons gaan spreek en dat U ook so, Here, U doel en haar deur vanmôre bereik. Ons vra dit alles in die grootste naam wat ons liefhet, Jesus Christus ons koning. Amen. Amen. So ons gaan by die eerste liedjie gaan ons dan stop op alles in vir die mandjies en dan gaan ons maar oor vir die orkes wat daar. Ja, Here. Here, ons aanbid. Here, as ons God en die koning. Here, U was alles van die begin tot die einde reeds uitgewerk. Here, vir ons redding en ons verlossing. Here, bring dit dan deur in harte en verstand vir ons, dat elkeen dit sal begryp. Ja, Here. Het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Ek het U lief, o Heer. Ek het U lief, o Heer. Met alles in my, met krag en verstand, het ek U lief. Glory. Dankie. Terwyl ons so in die Gees is, kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die dag wat U geskep het. Here, ons dankie vir elke persoon wat die tyd uitgekoop het om vanoggend hier te wees. Here, want U het 'n afspraak met elke persoon wat vanoggend hier is. 'n Spesiale boodskap wat U in hulle harte wil insaai, Here, sodat dit vrug sal dra op die regte tyd. Here, verheerlik U self dan nou in ons midde. Here, berg my onder die bloed, Here. En gee dit wanneer mense hier uitstap, hulle nie my sal raak sien nie, maar U Gees sal hoor. Here, U sal onthou vir die woord wat U gebring het deur hierdie persoon, Here. Dankie daarvoor. Ek eer U vanoggend vir U liefde, U genade, U goedheid en U guns, Here. Ek pleit dan nou dat U hierdie verrigtinge verder sal lei, sodat U doel verheerlik sal word vanoggend. In Jesus naam. Amen. Okay, voor ek begin,
wil ek net gou sê, daar is nou nie vanaand disipelskap skool nie, maar as jy voel in jou hart, dat jy graag wil aansluit, na die diens, gee net jou nommer vir pastoor Henry of vir my, dan gaan ons julle op die groepie sit, en dan gaan julle weet wanneer het ons, en as daar enige ander dinge gebeur, dat julle bewus is daarvan. Nou vandag is Vrouedag, dis hoekom ek nou vanoggend hier staan, en nie ons edele pastoor Henry nie. So hy het nou gedink, ek is goed genoeg om vanoggend die woord te bring. So vandag wil ek God eer, vir elke vrou wat hier is, want ons is die lig en die hulp in hierdie wêreld. Dis waarvoor ons geskaap is, dis die doel wat ons het. Maar elke persoon wat vanoggend hier sit, wil ek hê jy moet weet, of jy 'n man of 'n vrou is, jy is strategies geplaas vir jou skepingsdoel, om dit uit te bring en te verrig. En jy's vanoggend hier met 'n rede en 'n doel, om 'n spesiale boodskap te hoor. Julle, ek skryf elke oggend op my Facebookblad iets wat ek deur die nag so hier van 3 uur af by die Here kry in my stilte tyd. En ek het hierdie boodskap gekry. En ek het dit nie op my Facebookblad gesit die volgende oggend nie. En ek het gewonder, nou waarom nie? Dis dan so 'n awesome boodskap. En 'n week daarna, toe vra pastoor Henry vir my of sal ek kom bedien. En onmiddellik het ek geweet, dis die boodskap wat die Here vanoggend wil bring. So vanoggend, of jy 'n man of 'n vrou is, jy moet hierdie boodskap hoor vanoggend. So ek vra dat elke vrou 'n geseënde Vrouedag sal hê, maar ook elke man geseënd sal wees met die woord wat hulle sal ontvang vanoggend. Nou ek gaan my skriflesing gaan so 'n bietjie later inkom. Ek gaan net 'n bietjie verduidelik waaroor my woord gaan, sodat wanneer ek praat, julle sal weet wat ek bedoel. Nou die tema van my boodskap is scepter van genade en God se tweede dekreet. Nou, ons moet nou eers 2 woorde verstaan wat belangrik is om hierdie boodskap te kan volg en te verstaan. En die een is 'n dekreet. Wat is 'n dekreet? Dis 'n bevel of dis 'n opdrag wat verklaar word in autoriteit. Dis soos om vir jou man te sê, gaan was die skorrelgoed en dan stap hy en dan gaan doen hy. Okay, nee, dis nou nie, dis daarom nie dit nie. Dis 'n uitspraak wat bedoel is om vas te staan. Met ander woorde, 'n dekreet sê dit moet gebeur. En dit hou dikwels verband met 'n koning, 'n regering of 'n geestelike gesag wat uitgevoer moet word. Maar ons gaan ook vanoggend na die boek van Ester kyk as tipologie. Nou tipologie is 'n heenwyse na iets wat moet kom. Met ander woorde, dis 'n skaduwee van iets wat in Jesus Christus vervul word. So hoekom? Sodat wanneer die tyd aanbreek, dan weet ons presies hoe ons moet optree en wat om te verwag. Nou die gedeelte wat my baie opgewonde gemaak het, kom hier aan die einde. En ek hoop teen daai tyd jeboela julle lekker. En is opgewonde as julle die woord hoor en begryp en verstaan wat se autoriteit en krag jy ontvang het. Want die eerste ding wat vir my duidelik uitgestaan het in die boek van Ester as tipologie, met ander woorde as heenwysing, is die feit dat die boek Ester noem nie een keer God se naam nie. Jy kry nie God se naam daarin nie. So ons almal, as ek nou kan sê, jy hoor nie God se naam nie. Net so het Jesus Christus na die aarde toe gekom en niemand het hom aangespreek as God self nie. Hy was hier, God Immanuel, met ons, in ons midde, maar hy word nie aangespreek as God nie. Hy moes homself openbaar het, selfs aan sy disippels, en sê, maar die Vader, hulle vra, wys ons die Vader. En hy sê, maar ek is nou al so lank al saam met julle, hoe ken julle my dan nie? So, net so in die boek van Ester word God se naam nie genoem nie. Maar, hy is
Sy hand is oral sigbaar in die werking in die boek van Ester. Nou, ons almal ken die verhaal van Ester. Dit word al in die Sondagskool gepreek, behalwe as jy nou dalk daai Sondag jou kollektegeld gevat het en games gaan speel het daar by die Griekse kafee, of jy dalk lekkertjies gaan koop. Nou so ons gaan gou die verhaaltjie van Ester net so vinnig inkleer. Laat almal daarom weet waaroor dit gaan, maar ek glo en ek vertrou almal weet reeds. In die boek van Ester word Vasti vervang. Want koning Ahasveros het 'n fees gehou. En met hierdie fees het hy nou so 'n bietjie te veel wyn gedrink. En toe kom hy en hy sê Vasti, sy vrou, moet haarself kom vertoon aan die manne. Nou, dis bietjie, hy was nou nie heeltemal homself nie, en sy versoek was bietjie onredelik en oneerbaar, want vir 'n vrou in daardie tyd om haarself te vertoon was nie heeltemal korrek nie. Maar as gevolg van haar ongehoorsaamheid sien hulle haar as 'n bedreiging en sy staan die orde van gesag teen. So sy word vervang, sy word afgehaal en Ester word die volgende koning. Ester word gekies op die feit dat sy nederig is, sy gehoorsaam is, maar nie net dit nie, sy was gunstig op daai oomblik vir God se skepingsdoel, wat hy wou bereik het, was hy presies waar sy moes wees. Nou wanneer ek het nou vir julle genoem, dat God se naam was nie een keer genoem in die boek nie. Maar tog sien ons, dat Jesus Christus is die volmaakte middelaar, die verlosser, en die een wat op die regte tyd gekom het, om ons te verlos. Net so was Ester strategies geplaas op die regte tyd, op die regte plek, om die volk te verlos. Nou met dit in gedagte, wil ek nou so 'n bietjie meer geestelik, ek gaan nou so 'n bietjie dieper intrek. Hierdie is maar net so 'n bietjie agtergrond. Nou waar begin dit? Ek wil begin by Haman. Nou in die boek van Ester sien ons dat Haman het woede gehad, en dit begin met iets baie klein, maar dit het so groot geword, dat hy Mordegai, Ester se oom, wou doodmaak. En nie net hom nie, hy wou al die Jode doodmaak. Hy was woedend kwaad, omdat Mordegai nie voor hom wou buig en hom aanbid nie. En net daar roep hy die eerste dekreet uit. Met ander woorde bevel, hy stuur briewe uit, wat sê, hy oortuig die koning om 'n brief te skryf en dit uit te reik. Die inhoud van hierdie dekreet of bevel was dat alle Jode, jonk, oud, grysaards, kinders, wie ook al die Jood was, hulle moet vernietig word, en luister mooi, hulle besittings moet geplunder word. Here, nou wil ek vra vir julle, na wie klink hierdie? Dit klink so na Satan, né? Wat kom om te steel, slag en verwoes. Hy wil ons besittings steel, hy wil ons aanval. So Haman is duidelik ook, ons kan sien hoe hy vereenselwig kan word met die doel wat Satan ook in ons lewe het. Nou, ons gaan nou blaai na die boek van Ester toe. Die eerste skrifgie wat ek vir julle gaan lees is Ester 3 vers 13. Ester 3 vers 13. Dis nou net om dit wat ek nou vir julle vertel het te bevestig. Ester 3 vers 13 sê die volgende: en briewe is gestuur met die hardlopers na al die provinsies van die koning en al die Jode om al die Jode te verdelg, dood te maak en uit te roei. Die seun sowel as die grysaard,
die kindertjies en die vroue op een dag, op die 13de, die 12de maand, dit is die maand Adar, om hulle besittings en buit te plunder. Julle, hoeveel keer voel ons, ja, finansiëel word ek net gestroop, ek word aangeval, ek weet nie meer watter kant toe nie. So dis die eerste dekreet wat uitgereik word. Maar ons gaan nou so 'n bietjie fast forward, want Ester besluit om tussen beide te tree. Sy besluit om iets te doen om haar volk te beskerm teen hierdie dekreet wat uitgereik is. Nou kan julle net so 'n bietjie aanblaai na Ester 5 vers 2 toe. Daar staan, en toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind. En die koning het die goue scepter wat in sy hand was na Ester uitgestrek. En Ester het nader gekom en die punt van die scepter aangeraak. In ons skriflesing sien ons Ester staan voor die koning. Nou volgens die wet mag geen een voor die koning gekom het sonder toestemming nie. Volgens die Persiese wet kon nie eers sy vrou voor hom gekom het sonder toestemming nie. Maar die oomblik toe hy vir Ester sien, toe steek hy sy scepter van genade uit en hy ontvang haar. En dis presies wat vir ons gebeur het met Jesus Christus. Toe hy die genade troon nader, toe steek God sy scepter uit en hy aanvaar die offer wat hy vir ons gebring het. Toe Ester na die koning toe gegaan het sy presies geweet wat op die spel is. Sy het geweet dat sy omgebring kon word, dat sy kon doodgaan. Want ons sien dit in Ester 4 vers 16. Sy het 'n risiko geneem. Sy het haar lewe op die altaar geplaas. En daarom sê sy in Ester 4 vers 16, as ek omkom, dan kom ek om. Dit wys vir ons haar moed, maar ook haar totale oorgawe wat sê. Sy het haar eie veiligheid op sy geskuif om vir haar volk in te tree. Net so het Jesus sy lewe neergelê terwille van my en jou. Terwille van ons het hy gesterf. Geestelik sien ons dra hierdie oomblik 'n diep betekenis. Dit wys vir ons dat sonde nie sommer net so voor God kan staan nie. Ons kan nie volhard in ons sonde nie. Jesus Christus het gekom om ons genade te gee en vir ons sondes te sterf. En ons kan nie na God toe gaan sonder hierdie offer wat Jesus vir ons betaal het nie. Jesus het net soos Ester, inteendeel, hy het werklik sy lewe neergelê vir my en vir jou. En hy word die middelaar sodat ons genade kon ontvang. Net soos Ester plaas hy sy lewe op die spel vir ons. En ons sien nog 'n dieper en volmaakte vervulling in Jesus. Waar Ester die risiko geneem het Jesus sekerheid gehad dat hy moet sterf. Dit was nie volmaklik nie. Ons sien dit in die tuin van Getsemane. Hy vra dat die beker by hom moet verbygaan, maar hy het die sekerheid gehad dat as hy sou sterf, sal ek en jy tot redding kom en daar sou 'n groter doel gewees het. Jesus het gesterf, maar hy het ook die wete gehad dat hy die dood sou oorwin. Hy het nie teruggedraai nie. Hy het nie gewankel nie. Hy het nie sy roeping vermy nie. En net so moet ek en jy ook, wat volgers is van Jesus, wat in sy voetspore volg. Ons sê so maklik, as hy hom laat doop het, moet ek my laat doop. As hy dit gedoen het, moet ek dat doen. Maar net so moet jy ook vol staan en vas staan in jou roeping. Jy moet weet jy het 'n plek
of dit hier is of by enige ander gemeente, maar as jy vanoggend geroep voel om hier te wees, kom, daag op op 'n Sondag. Julle pastoor Henry het baie kennis, waar ek leer vandag nog van, en ek glo hy leer by die Heilige Gees nog elke dag. Kom ontvang. Jesus het homself volkome geïdentifiseer met ons en met ons sonde, ons pyn, ons siekte. Hy weet van die oordeel wat daar teen ons is. Hy weet van die dekreet wat uitgereik is teen ons. Jesus het nie net voor die koning gaan staan nie. Hy het die volle oordeel gedra wat ons moes dra. Hy het die straf op hom geneem. Waar Ester voor 'n aardse koning gestaan het Jesus in die hemelse troon gegaan en hy het sy bloed gaan stort. Vir ons, vir my, vir jou, sê dit vanoggend, vir my, het hy gegaan in. Hebreërs 9 vers 12 sê, hy het deur sy eie bloed, eenmaal, hoeveel keer? Eenmaal het hy ingegaan in die heiligdom en hy ewige verlossing bewerk. Julle, dit was nie net vir die mense van daardie tyd nie. Vir ewig beteken, dit hou aan. Dis vir my en jou ook bedoel. Ons het verlossing ontvang. Jesus het na sy opstanding die hemelse heiligdom binne gegaan. Nie met diere se bloed nie, maar met sy eie bloed. Net soos Ester pleit hy vir sy volk. Jesus het sy lewe gegee. Hy vra genade vir ons. En deur sy offer het ons iets wonderliks ontvang. Die scepter van genade is vir my en jou uitgesteek. Ja, hoe awesome is dit, né? Ons het nie meer 'n vrees om in te gaan en te dink dat God ons sal straf met doodstraf. Julle het gehoor vanoggend, pastoor Henry sê ons moet 'n gemeente word wat bid. Jy het nie meer vrees om in te gaan in die troonkamer en op jou knieë te gaan en te bid en te sê, Here, hoor my vanoggend nie. Nee, dit sê dat ons het vrymoedigheid om nou in te gaan in die troonkamer in, vir dit wat Jesus Christus vir my en jou gedoen het. Want groter liefde, sê Johannes 15 vers 13, het niemand, as iemand nie sy lewe vir sy vriende gee nie. Dis presies wat Jesus gedoen het. God steek sy scepter uit. Op daardie oomblik, toe verander die oordeel na genade toe. Dood word lewe. Vrees word guns. En dit is die hart van die evangelie, wat ons verander moet bring. Kom na Jesus toe. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. Hy is die een wat jou gaan invat. Hy is die deur. Soos ek reeds gesê het, jy's aanvaar. Hebreërs 4 vers 16 bevestig dit. Ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade kom. Nou, ons gaan vinnig kyk na die kenmerke van Haman se eerste dekreet. Dit was 'n dekreet van vernietiging. Het julle gelees? Hy vernietig hulle eiendomme, dit wat hulle besit. Hy wil hulle aanval op enige manier. Dis 'n dekreet van haat, trots en wraak. Dis 'n dekreet om God se mense, hulle identiteit aan te val. Waarom nie net die eerste dekreet herroep nie? Waarom het die koning nie, toe Ester by hom kom, net hierdie dekreet herroep nie en gesê, okay, maar Haman mag dit nie meer doen nie. Want ons het geleer, hier aan die begin het ek nou vir julle gesê, 'n dekreet wat uitgaan is iets wat vasstaan. Nie eers die koning het die reg om hierdie dekreet te verander nie. In die wet van die Mede en Perse kon so 'n wet nie herroep word nie. Ester 1 vers 19 en 8 vers 8 sien ons dat hierdie wet is verseël
met die koning se seelring en het krag en is onveranderlike. En dis 'n wet wat deurgedra moet word. Selfs die koning het nie die mag gehad om dit te kanselleer nie. Daarom was dit nodig dat 'n tweede dekreet uitgereik word. Nie om die eerste te kanselleer nie, maar 'n dekreet wat jou in staat stel om te oorwin en te weerlê dit wat in die eerste dekreet uitgegaan het. Nou is my skriflesing. Julle kan dit nou volg in Ester 8 vers 10 tot 15. Nou sien ons hier in Ester 8 die tweede dekreet wat uitgegaan het. En julle hierdie het my begin opgewonde maak toe ek dit sien. En dis nou hier waar jy mooi moet luister vanoggend. Want toe die Here dit vir my gee, toe weet ek net dat ek weet dat ek in oorwinning staan. Ester 8 vers 10 tot 15 sê: Hy het laat skrywe uit die naam van die koning Ahasveros en dit verseël met die seelring van die koning en briewe gestuur met rapportgangers te perd wat gery het op koninklike renperde uit die stoetery. Dat die koning aan die Jode wat in elke stad woon toegestaan het om by mekaar te kom en hulle lewe te verdedig, deur te verdelg en dood te maak en uit te roei elke gewapende mag van volk en provinsie wat hulle in benoudheid mag bring, saam met die kindertjies, die vroue en die dak en hulle besittings as buiteplunder op een dag in al die provinsies van koning Ahasveros op die 13de van die 12de maand. Dit is die maand Adar. 'n Afskrif van die bevelskrif moes as wet uitgevaardig word in die provinsie, openbaar gemaak aan al die volke, sodat die Jode op die dag gereed moes wees om hulle op hulle vyand te wreek. Die rapportgangers wat op die koninklike renperde gery het, het op die bevel van die koning haastig en gou weggegaan. En die wet is in die vesting Susan uitgevaardig. En Mordegai het van die koning weggegaan in 'n koninklike kleed van pers en wit, met 'n groot goue kroon op en die mantel van fyn linne en die purperrooi stof, terwyl die stad van Susan jubel en vrolik is. Nou net in daai gedeelte kan ek julle nou nog seker 10 ure besig hou. Daar's soveel diepte in daai skrif. Maar ek wil nie daarop stil staan nie. Ek wil hê julle moet hoor. Daar's geroep dat hulle by mekaar kom. Julle, wanneer kom ons as kinders van God by mekaar? Op 'n Sondag, op 'n biduur. En dan kry ons daai krag om te bid om onsself te verdedig. Haman se dekreet was reeds uitgestuur, wat bepaal dat al die Jode in Persië ryk uitgewis moes word, dat hulle besittings geplunder moet word. Dit was finaal, onveranderlik. Selfs die koning het nie die reg gehad nie. Dit wys vir ons hier na 'n baie bekende gedeelte in die Bybel, in Genesis. Daar gebeur iets wat presies dieselfde is. Toe Adam en Eva Sondag, toe die eerste dekreet gesê, die dag as jy eet van hierdie boom, as jy hierdie goddelike wet nie nakom nie, dan sal jy sekerlik sterwe. God kon nie sy eie woord breek nie. Hy kon nie teruggaan nie. Hy kon nie dit verander nie. In my senior burgergroep het ek altyd 'n tannie wat vir my dieselfde vraag elke Woensdag oorvra. En sy vra vir my, God is dan so almagtig. Hoekom verander hy nie net hierdie wet nie? En dan moet ek elke week vir haar verduidelik en sê, tannie, want God kan nie teen sy eie woord gaan nie. God is nie 'n God wat lieg nie. As hy aan die begin gesê het, dit is wat dit sal wees, moet jy weet, dit staan vas, net soos ons sien in die boek van Ester.
Die koning se seelring was daar geplaas. Daai wet is daar geplaas. Hy kon nie teruggaan nie. Maar hy het 'n tweede dekreet uitgeroep. 'n Dekreet wat vir jou en my toestemming gegee het om onsself te verdedig. In Romeine 6 vers 23 lees ons dat die loon van die sonde is die dood. God se geregtigheid staan vas. God ignoreer nie die feit dat ons sondig nie. Hy verander nie sy standaarde nie. Maar net soos met die sondeval, kan hierdie wet nie herroep word nie. En God se plan met 'n nuwe dekreet wat uitgeroep word, is dan nou Jesus Christus. Die eerste woord oor die mensdom was oordeel vir sonde. Maar sy volk ontvang genade deur Jesus Christus. So net soos Ester 'n middelaar was tussen die koning en haar volk, word Jesus ook die middelaar tussen ons sonde, ons ongeregtigheid en God. Hy tree in, hy neem dit weg, hy betaal die prys. Ons ontvang genade, maar jy het nodig om nou saam met God te loop en te wandel in Jesus naam. Jy moet weet dat Jesus was God wat gekom het om die perfekte en die volmaakte offer vir my en jou neer te lê. Wat is die geestelike waarheid hier agter? Beide situasies wys dieselfde beginsel. Haman se dekreet was vernietiging, doodsvonnis oor al die Jode. Die sondeval was 'n doodsvonnis oor die hele mensdom. Jesus Christus word die keerpunt. Met ander woorde, hy is die tweede dekreet. Die eerste word nie herroep nie. So wat sê ek vir jou? Die vyand gaan jou steeds aanval. Net soos Haman se dekreet uitgereik is en hulle het gegaan om die Jode te vernietig, ontvang hulle nou iets. Hulle mag hom teestaan. En dis wat ek vanoggend by jou wil bring. Jy het die mag ontvang. Jy het die autoriteit in Jesus Christus ontvang om die vyand teë te staan. Ons kan nie net in sak en as sit en huil oor ons omstandighede nie. Ons moet opstaan, ons moet veg in die naam van Jesus. Jesus dra die straf. Jesus is die keerpunt. God het die eerste wet nie gebreek nie. Hy het 'n oplossing gebring in Jesus. 'n Nuwe woord, 'n nuwe kans, 'n nuwe posisie, 'n nuwe testament in sy bloed. Begryp dit vanoggend, raak opgewonde daaroor. Jesus dra die straf van die eerste dekreet. Hy vervul die wet en stel 'n nuwe verbond. Romeine 8 vers 2 sê, die wet van die Gees van lewe in Christus Jesus het vir jou en vir my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So wat is vir my belangrik vanoggend? Vir my is belangrik dat jy vanoggend sal sien dat Ester se mense het die reg gekry om hulle self te verdedig. Nie met slagoffers nie, hulle word vegters. Nie is hulle meer weerloos en moet net toe kyk laat die vyand hulle vernietig nie. Hulle word bemagtig. God kanselleer nie sy geregtigheid nie. Hy gee 'n hoër antwoord op sy genade. Deur Jesus Christus ontvang ons vergifnis. Ons ontvang vryspraak. Ons ontvang gesag. Ons ontvang oorwinning. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie.
So my oproep vanoggend is, staan op en glo. Jy het nodig om dit te glo, dat daar 'n tweede dekreet vir jou uitgegaan het. Ons moet opstaan, ons moet veg, ons moet glo wat in God se woord geskryf staan. Ons moet hierdie woord vat en dit oopbreek. So wanneer ons in 'n tyd kom, wanneer jy deur moeilike omstandighede gaan, moet jy weet, ek kan nie nou net in sak en as gaan sit nie. Volgende week gaan ek 'n woord bring by ons vroue byeenkoms wat sê, maak klaar met jou verlede. Plaas dit agter jou. Dis tyd dat jy ophou sulk en huil oor dit wat jou te nagekom het. Dis nie dat dit nie gebeur het nie. Dit het gebeur. Jy het seer gekry, maar jy het mag ontvang om uit dit uit op te staan. Jy kan, maak klaar. Ons kan nie net meer langer hoor van genade nie. Ons moet daarin begin wandel. Ons kan nie net weet, ons is vry en dit hoor nie. Ons moet dit begin leef. Ons moet dit begin spreek oor ons lewe. Ons moet weet. Efesiërs 6 sê vir ons, trek die volle wapenrusting van God aan. Nou so 'n geruime tyd terug het pastoor Henry vir ons 'n fenominale boodskap gebring oor die wapenrusting, wat gesê het, daar's 2 goed, jy moet dit aantrek, maar daar's 2 goed wat jy moet opneem. En dis die skild van geloof en die swaard. En die swaard is die woord van God. Jy moet die woord van God so ken, dat wanneer jy in omstandighede kom, waar die eerste dekreet jou aanval, jou finansies, jou verhouding, jou werksomstandighede, waar jy ook al is, dat jy die woord van God teen dit kan spreek, want jy het mag ontvang om dit teen te staan. Vandag sê die Here vir jou, die eerste woord oor jou lewe was oordeel, dood, vernietiging van jou besittings. Maar die laaste woord is genade en oorwinning. Die vyand het 'n plan gehad, maar God het 'n groter plan met jou lewe. Die dood het gepraat, maar God het 'n groter plan. Hy het die finale sê oor lewe. So wanneer jy in Jesus Christus kom, dan sien ons in Johannes 10 vers 10, dat hy het gekom om vir ons lewe te gee. Maar ook oorvloedig. Maar ons sit in sak en as en ons vergeet partykeer om daardie swaard op te neem en terug te beklei, sodat jy in daardie posisie kon kom. Julle, ek en Jannie het deur 'n tydperk gegaan waar ons al hierdie goed moes leer. Ons het tog so maklik gehuil en gewonder en by die Here gaan sê, kyk my omstandighede. Die Here weet van jou omstandighede, maar jy het nodig om die swaard in jou mond te kry en die teendeel te spreek oor dit wat besig is om met jou te gebeur. Die scepter is uitgestreek. Die middelaar het ingetree. Nou is jou tyd. Jy mag jouself verdedig. Jy mag opstaan, jy mag glo in Jesus naam. Nie in jou eie krag nie, in die naam van Jesus. Jy's nie weerloos nie. Jy's nie oorgelewer aan aanvalle nie. En net soos in die dae van Ester, is daar vir jou 'n nuwe dekreet uitgereik. Die geestelike waarheid is, ons het mag. Ons staan teen die vyand. Ons lewe beskerm ons teen die vyand. Ons mag sy leuns teëstaan. Hoe het Jesus sy leuns teëgestaan in die woestyn? Met die woord. Hy het gesê, daar staan ook geskrywe. Want hy gaan vir jou aanval met die woord. Hy gaan vir jou sê, maar jy's te sondig, jy's te swak. Jy is nie goed genoeg nie. En dan het hy nodig om skrif te ken, wanneer daai gedagte in jou binneste opkom wat sê, my God sal vir my voorsien. Hy sê, ek is meer werd as die mossies. Hy sê, soek eers my koninkryk en sy geregtigheid, en ek sal al hierdie dinge vir jou byvoeg. So wanneer hy vir jou sê, jy gaan dit nie maak hierdie maand nie, dan verklaar jy die woord van God oor jou omstandighede. Nie in jou eie krag nie, sê ek weer, maar in die naam van Jesus.
Nou ek gaan dit vir julle bevestig met skrif vanoggend. Lukas 10 vers 19 sê, ek gee julle mag oor die krag van die vyand. Klink dit soos die tweede dekreet wat uitgereik is? Die Jode het die mag ontvang om hulle self te verdedig. Jesus kom en hy sê, ek gee vir julle die mag oor die krag van die vyand. Ek wil hê jy moet vanoggend in jou menswees begryp wie jy is. Jy's deel van God se volk. Jy het mag ontvang om die vyand teen te staan. Jesaja 54 vers 17 verklaar vir ons dat geen wapen wat teen jou gesmee word, sal slaag nie. Julle, hierdie is 2 verse wat jy kan gebruik, wat jy die vyand mee kan aanval wanneer hy gaan kom, want hy gaan kom. Haman het daai eerste dekreet uitgeskryf en hulle het gegaan. Hulle het probeer om die Jode te vernietig, maar die Jode het nou die mag gehad om dit teen te staan. Vandag staan ek en jy ook in daardie gesag van Jesus Christus. Ek en jy moet weier om langer aangeval te word deur die vyand. Ons moet vandag verklaar oor ons lewe. Ons is nie weerloos nie. Ons is nie slagoffers nie. Ons is nie gebind nie. Deur die bloed van Jesus is ek en jy vrygemaak. Ons is vrygespreek. Ons is genees. Julle siekte, as daar vanoggend siekte in jou liggaam is, Jesus het gekom en hy nog voordat hy gesterf het, sy hande op die siekes gelê. Dis die wil van God. Een ding wat pastoor Henry my ook geleer het, was om te bid, net soos in die hemel, so ook op die aarde. En wat is in die hemel? Daar's nie siekte nie, daar's nie swaar kry nie. En as jy bid, dat dit moet afkom en manifesteer hier, dan moet dit so wees, wanneer jy begin bid en sê, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Daarom moet ons, wanneer daar siekte vanoggend in jou liggaam is, verklaar jy, vyand, jy kan nie meer hierdie liggaam aanval nie. Ek staan op teen dit. Ek spreek genesing, want in die hemel is daar genesing. So is daar genesing in hierdie tempel van Jesus Christus. Want die Heilige Gees woon in jou. Ek verklaar vandag oor jou lewe, dat die bloed van Jesus is oor jou gespreek. Jy is genees, jy het lewe ontvang, jy het oorvloed. Sy kruis was nie 'n aanklag teen ons sonde nie, maar dit het ons sonde gekanselleer. Dit het ons skoon gewas. Maar ons moet heiligmaking nog steeds nastrewe. Net soos in die dae van Ester, waar 'n tweede dekreet uitgegaan het, staan ek en jy vandag in God se dekreet oor ons lewe. Ja, jy mag weerstand bied. Ek het baie keer, toe ek nog vars en 'n groentjie was en net tot bekering gekom het, baie jare terug, het ek gewonder, het ek regtig daai autoriteit? Mag ek die vyand teëstaan? Mag ek duiwels uitdryf? Mag ek dit doen? Die woord sê ek mag, maar ek het dit nie geglo nie. Ek het dit gedoen, ek het maar aangegaan, ek het maar my mentors gevolg en gekyk wat hulle doen en ek het in hulle voetspore gestap. Maar totdat die Heilige Gees vir my hierdie woord oopbreek en vir my sê, jy het die mag, jy het die autoriteit. Nie in jou eie krag gaan jy dit regkry nie, boetie en sussie, sê ek vir jou vanoggend. Maar in die krag van God. Hy sê nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. So jy moet op 'n punt kom waar jy in God se teenwoordigheid kom, waar jy gevul gaan word met sy Heilige Gees. Julle, dit is vir my uiters belangrik dat ons gevul word met die Gees van God. En hoe doen jy dit anders as om jou stilte tyd in te gaan en die troonkamer voor jou te sien en in te gaan en te weet, die scepter is vir jou uitgesteek en gaan, moenie pleidooie rig nie,
vra vir die Here wat jy wil hê. Noem vir God. Hy sê want julle ontvang nie omdat julle nie vra nie. Ag Here, my man is so lelik met my. Hy weet dit man, hy sien dit. Ag Here, my vrou sit op my kop. Hy sien dit man. Hy weet dit. Sê vir hom, wat wil jy hê? Here, help my om sagmoedig te wees. Help my, laat my man my ontdek op my vlak. Pastoor Johnny Botha het eendag vir my gesê, moenie, jou man is in autoriteit hoor as jy. Moenie om daar wil gaan aanval nie, jy gaan sleg tweede kom. Hy's sterker. Hy sê dit, die woord van God sê, so bring jou man af na jou sagmoedige gees toe. Moenie terug aanval nie. Of dit jou baas is by die werk, of dit 'n gemeentelid is, 'n boetie, 'n sussie, jou eie mense, jou eie geliefdes, bring hulle af na jou vlak van sagmoedigheid. Want aan die begin het ons gesien, Ester is vervang, omdat sy nederig en sagmoedig was. En ons sien hierdie selfde karakter in Jesus Christus, van sagmoedigheid, om te bedien, om nederig te wees. Manne, moet ook nie jou vrou hier uit aanval nie. Jy gaan vir haar seermaak, jy gaan vir haar breek. Kom af, in daai krag van nederigheid. Vandag word elke leuen wat oor jou uitgespreek is, gebreek. Elke ketting val af vanoggend. Elke stem wat vir jou gesê het, bly stil, moenie probeer nie, jy is nie goed genoeg nie, jy siek man, jy gaan dit nie maak nie, jy's oud, jy's oor die muur. Ek het eendag vir die Here gevra, toe hy my so 6 jaar terug geroep het op die ouderdom van 54, en sê, regtig Here, nou roep jy my, ek is oud en oor die muur. En die Here het vir my gesê, kind van God, hoe oud dink jy is ek? En ek het vir 'n oomblik stil geraak. Ek het besef, maar hy is van ewigheid tot ewigheid, so dis jare wat ek nie kan tel nie. En skielik hoor ek hierdie stem van God, jy's 'n spring chicken teenoor my. Ek gee nie om wat jou ouderdom is nie. God het nog 'n doel en 'n plan vir jou lewe. Hy wil jou roep, hy wil jou gebruik. Hy kan jou so Sarah gebruik op 99 om kinders te baar. Dis jou keuse, of jy gaan uit en jy volg jou roeping, waarin jy geroep is. So het ek toe nou met die vrouebediening begin, daai jare. En ek het besef, ek is geroep vir 'n tyd soos nou. Boetie en sussie, waar jy vanoggend hier sit, wil ek hê jy moet weet, jy is strategies geplaas. Jy's geroep vir 'n tyd soos nou. Ek wil vir jou vra, as jy voel om in te skakel by hierdie gemeente, bring 'n boetie en sussie, sodat ons vir hulle die waarheid kan bring, sodat hulle kan opstaan, sodat hulle kan veg. Want hy sê, daar waar die Jode by mekaar gekom het, kon hulle dit teestaan. Uit jou eie krag, jy het jou boeties en sissies nodig. Neem vandag jou plek in. Staan vas in geloof. Want groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Ons bid hierdie goed oor ons lewe vandag in Jesus naam. En as jy saam met my voel vanoggend, jy wil opstaan en jy wil teen die vyand se aanslag op jou lewe staan vanoggend op jou voete, sodat ons kan roep en vir die Here vra dat hy hierdie ketting sal breek en dat hy hierdie tweede dekreet vasmaak in ons harte. Soos jy wil vanoggend, staan op saam met my en verklaar, dit is nou klaar. Ons staan op teen dit wat die vyand aan ons gedoen het. As daar enige iemand is wat na die tyd voel, hulle het gebed nodig, om hierdie goed net te bely en te verklaar, kom vorentoe. Hier sal voorbidders wees wat vir julle help. Kom ons sluit die oë. Here, dankie. Dankie vir die tweede dekreet wat U uitgereik het. Here, dat ons weet, ons mag onsself verdedig
teen die aanslae van die vyand. Ons vat dit nie meer nie. Here, daai leuns wat oor ons gespreek word, vernietig ons vanoggend in die naam van die Here Jesus Christus. Ons verklaar vandag 'n lewe in oorvloed. Ons verklaar vandag dat ons voorsiening het. Ons verklaar vandag dat ons genesing ontvang het. Ons verklaar vandag dat Jesus Christus ons deur elke omstandighede sal dra. Here, ons is vrygekoop deur die bloed van die lam. Ons het genade ontvang, Here, om na u troonkamer te gaan op die regte tyd, om u hulp te kry vir wat ook al ons situasie is. Here, ek vra vandag dat u hierdie woord wat uitgegaan het, in elke hart sal vasmaak. Here, dat dit sal groei, dat dit vrug sal dra op die regte tyd, Here. En dat ons as kinders van God in oorwinning sal kom oor dit wat in ons land is, oor dit wat besig is om te manifesteer, uit die Haman's dekreet uit, Here, dat ons dit sal kan weerlê, Here, dat ons dit sal kan vernietig, Here, en dat herlewing sal opstaan, Here, en dat die mense weer in hulle volle autoriteit sal staan. Want Here, u woord sê, tot die natuur wag met reikhalsende verlange om die kinders van God bekend te maak. En Here, hierdie is my 'n teken, dat u nou u kinders oprig en sê, staan op, vergeet dit wat agter jou is en reik uit na dit wat voor jou is. Vernuwe jou denke en weet dat jy tot soveel meer in staat is, sê die woord van die Here vanoggend. Here, ons sluit nou hierdie diens af op 'n hoë noot. Here, gee vir elkeen die opgewondenheid in hulle harte. Gee vir hulle die vrug van hierdie woord, Here, dat hulle sal uitgaan en sal vertel wat die goeie nuus is, dat daar 'n tweede dekreet uitgereik is. Here, ek eer u vanoggend vir die woord wat uitgegaan het. Ek eer u vir u gees wat hier wandel in u teenwoordigheid. Here, ons dank u vir alles wat u vir ons doen. Here, help vir ons om te besef dat u 'n God is wat goed is. 'n God is wat vol genade en barmhartigheid is. En dat die genade elke oggend, die barmhartigheid vars en nuut is. Here, en dat ons mag opstaan en vandag ons rug draai op dit wat agter ons lê en uitreik na dit wat u doel en u wil in ons lewe is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus. Amen. So ek gaan in die liefde en die vrede van die Here. As jy gebed nodig het, kom gerus vorentoe, ons gaan vir julle bid. Dan ook, hier buite is bietjie sop en broodjies. Dit word wel amper te warm vir sop, of ek is warm van die Heilige Gees, ek weet nie. Maar as heerlike sop, gaan, kry vir julle, geniet dit, kom ons kuier bietjie saam. In Jesus naam.